Toets. Daar is hy. Goeiemôre gemeente. Soos wat die mense nog inkom, wil ons tog vir julle net sê welkom by hierdie wonderlike erediens, wat vanmôre ook saam met ons die gedagte los dat die Here Jesus hier in ons midde vandag is, en saam met dit is dit mos nou natuurlik wêreldwyd ook Moedersdag, en ons wil vir al die oumas, al die ma's, al die tannies, al die opkomende ma's, en vir al die res wil ons vir julle vanmôre baie dankie sê, vir dit wat julle in ons lewens vir ons beteken. Ek wil tog vra gemeente dat, ek wil die tannies vra wat nou nie 'n geskenkie gekry het nie, om dalk net julle hande op te steek. Onthou nou, dit gaan nie net oor wie is 'n ma of wie is nie 'n ma nie. Ons wil graag vir al die dames in die gemeente 'n geskenkie gee, om vir hulle te sê dankie vir dit wat julle ook in almal se lewens doen. So as jy nie gekry het nie, ons gaan nou 'n lekker lied luister, 'n liedjie wat Johanita geskryf het vir haar ma, en ons wil dit opdra, spesiaal vir almal van ons vrouens in ons lewens. Kom ons bly so, as jy nie 'n geskenkie het nie, hou jou hand in die lug en dan sal hulle vir julle een gee. Kom ons luister saam. Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgehou. Sê ek dit te min, mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter ma kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen, jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Soms is jy nie naby nie, maar tog ook nie ver nie. Want mama, sien ek nie jou glimlag in elke ster nie. En elke aand sê ek dankie, liewe Heer, vir 'n ma soos myne, wat my alles van die lewe kan leer.
Jy is alles wat 'n kind wil hê. Swaar, waar kry ek woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Ek kan niet sê, mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Die Hemelse Vader, dankie vir die maas, die vrouens, die oumas wat in ons lewens nog is. Ons kom eer U vanmôre vir hulle geleende lewens. Dankie vir die hande wat altyd sag is en die harte wat altyd oop is om te luister. Here, dankie ook vir hulle wat ons paas en ons mans kalm hou en in geloof altyd opdra aan U. En dankie Here dat ons aan mekaar gegee word as beloftes en geskenke van die hemel. Ons eer U vanmôre vir hulle. O Here Jesus, mag dit dan vanmôre warm wees in elkeen van hulle se harte, al is hulle kinders vandag dalk ook ver, soos wat my ma vandag is, en Retsie se ma ook. Here, mag ons hulle altyd lief hê en hulle herinner oor hoe kosbaar en hoe spesiaal hulle is. Maar dit sal net moontlik wees, Vader, omdat U hulle vir ons gee. Dankie dat ons vir hulle mag bid en hulle mag dra na U toe en mag vra, kom gee vir hulle elke een 'n besonderse wonderlike dag in Jesus se naam. Amen. Goed gemeente, ons gaan met 'n loflied begin vanmôre. Ons gaan dit staande saam sing. Ons gaan vanmôre bietjie na die ou psalmliedere weer oplaai. Wonderlike lofliedere wat vir ons ingegee word en ons sing hulle so min. En dan gaan ons staande bly vir die fotum en die seëngroet en daarna gaan ons saam ons geloofsbelydenis opsê. So ons gaan nou staan vir die lied, dan gaan ek die fotum doen en dan bely ons saam ons geloof. Kom ons staan. Juich almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer, kom met gejubel voor ons saam, en dank en loof om prys sy naam. Erken die God en sy gesag, hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid, hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel in met lof, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou, sal hy vir altyd onderhou. Ek lees vanoggend vir u uit die fotum uit Johannes 5 van die gebreklike, die verlamde man wat by die bad van Bethesda gelê het. Daar lees ons in hoofstuk 5 van Johannes vers 5, onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was.
Jesus het vir hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. En toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En dan die hartseer woorde van hierdie sieke. Meneer, ek het niemand om my in hierdie bad te sit nie. Ek is alleen. En as ek vanmôre dan vir u die genade van die Here bring, kan jy vanmôre seker weet dat hy naby elkeen van ons is. En daarom is die genade van God vanmôre groot vir jou. Daarom is die liefde van Jesus Christus jou beskutting en jou beskerming. En daarom is die Heilige Gees vanmôre in sy volle werking by elke een van julle. Amen. Kom ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Kan u sitplekke neem. U kan saam met my vanmôre oopmaak by 1 Konings hoofstuk 19. Ons gaan daarvan lees vers 9 tot en met vers 14. 1 Konings 19 vers 9 tot vers 14. Die bekende profeet Elia wat in die vorige hoofstuk die Baal profete uitgedelg het met die Here se vuur uit die hemel, en net die volgende hoofstuk, letterlik die volgende dag in die gebeure, vlug hy vir sy lewe van koningin Isebel af, want sy wil hom om die lewe neem. En vanmôre lees ons dan nou 'n stukkie van hierdie gebeure saam. Kom ons staan vir die lees van die woord. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en my siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia?
Hy het geantwoord: Ek het met my hart en siel gewy aan U saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het U verbond met U verbreek, hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Ons kan ons sitplekke weer inneem. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, vanmôre bring U weer U woord getrou na U kinders toe. En ons hoor vanmôre die woorde echo van die Here Jesus wat sê wie ore het moet luister. Vader, vanmôre kom bely ons in ons menslikheid dat ons as mens nie die vermoë het om hierdie woord te kan verstaan of te kan begryp of te kan oopbreek sonder die daadwerklike werk van die Gees nie. Daarom kom vra ons vanmôre, Hemelvader, in die naam van ons Here Jesus, dat die Heilige Gees dan ook weer vandag met ons sal kom praat. Ons, U dienaars, luister baie gedwee, Here, met ons ore baie naby aan U mond, dat sou U dan ook vanmôre selfs net fluister, help ons om te hoor wat U wil sê. En dit is ons gebed, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Gemeente, vanmôre by die fotum lees ons van 'n man wat vir 38 jaar alreeds verlam lê by 'n bad van Bethesda. En hoe die Here Jesus vir hierdie man vra, wil jy gesond word? En hierdie man antwoord hom en sê, Here, ek is alleen, ek het niemand nie. En vanmôre dink ek, die hele ding van eensaamheid lê baie na aan gelowiges se lewens. Hierdie jong man, kom ons sê nou maar vir 38 jaar al, ek sal hom nou al beskou as 'n jong man, ek is nou al verby. Hierdie jong man se lewe verander die dag toe die Here Jesus oor die drempel van sy lewe stap en hom uithelp. En as jy nou vanmôre saam met my hierdie woorde van Elia gelees het, die woord wat die Here vir ons bring, lees ons van 'n merkwaardige profeet, seker een van die grootstes in die geskiedenis, wat die vorige dag met groot bravadiese moed die Here se werk op Karmel doen. En hoe die Here dat die altaar sopnat word, vuur uit die hemel uitstuur. Iets wat nog nooit gesien was sedert Israel uit die woestyn uit is nie. En hoe die Vader daar die vuur uit die hemel stuur en vir die wêreld rondom hulle wys wie is die God van hemel en aarde, en hoe die Here naby Elia loop. En net 'n paar verse verder, hoe Elia vir sy lewe vlug, stoksiel alleen in die woestyn in. Inteendeel, as u so bietjie voor hierdie verse gaan lees, sal julle sien dat Elia daar onder 'n bossie gelê het, daar in die oopte in die woestyn, ver van die stad af, en hoe hy gebid en gewens het dat hy liewers doodgaan. Jy weet gemeente, eensaamheid is deel van ons lewens. Daar was 'n stadium wat navorsers vir ons gesê het dat eensaamheid die grootste geestelike siekte onder die wêreld was. Wat is eensaamheid vanmôre gemeente? Wat is dit? Eensaamheid beteken dat ek nie die vermoë het of die geleentheid het om met mense om my in kontak te wees nie. Dat die wêreld hulle van my onttrek het. Maar dis nie net dit nie. Ek onthou die akteur Robin Williams, wat nou al 'n hele klompie jaar terug oorlede is, en hy het eendag hierdie ware woorde gesê. Hy het gesê,
Die eensaamste gevoel van alles is nie wanneer mense nie meer by jou is nie, maar dis wanneer die mense wat by jou is, jou die eensaamste van almal laat voel. En weet jy kan vanmôre nou sê, daar is 'n kort draad van eensaamheid en dan is daar 'n langdurige gevolg daarvan, maar die kort gedeeltes in 'n mens se lewe, wanneer jy so bietjie hierdie eensaamheid beleef, is wanneer 'n ou dalk verhuis na 'n nuwe dorp toe, dalk begin jy weer by 'n nuwe werk, dalk begin jy in 'n nuwe gemeente en jy voel nog bietjie vreemd vir almal, en dan voel jy nog so bietjie eensaam en alleen. Maar daar is langdurige eensaamheid. Eensaamheid wat baie dieper as dit tref. Wanneer jy dalk in 'n huwelik is waar jou man of jou vrou, waar julle verby mekaar leef, of waar julle verby mekaar praat, wanneer julle wel praat, of dat die Here dalk jou geliefde van jou af weggeneem het, en jy het alleen agtergebly, en daar's niemand anders nie. Jy sit met die verlange, jy sit met die hartsbreek en die pyn van alleen wees. Dalk is jy vanmôre in 'n gesin, waar dit vir jou voel, ma en pa verstaan my nie, of boetie en sussie het nie 'n idee wat in my lewe gebeur nie, en dan voel 'n ou eensaam. Jy weet, as 'n ou vanmôre so na Elia kyk, as hy vir die Here hierdie woorde sê, Here, van almal is ek die enigste een wat oor is. Van almal wat u gestuur het hulle doodgemaak. Al die profete het hulle uit die land uitgewis, Here, dis maar net ek wat oor is. Daar's niemand anders nie. Dan herinner ek my so vanmôre aan Psalm 102, waar die psalmskrywer in vers 7 sê, ek voel soos 'n pelikaan in die woestyn. Ek voel soos 'n uil in 'n rotsskeur. Ek voel soos 'n eensame voël op die dak van 'n huis, sê die psalmskrywer. En u kan vanmôre weet dat hierdie gevoel van eensaamheid nie net vanmôre oor ons daal nie, dit daal oor al die kinders van die Here in die woord. U kan maar vanmôre dink aan die eensaamheid wat Daniël gevoel het in Daniël 6 vers 5, waar daar so mooi staan, Daniël het alleen gestaan in die ministerie van die huis van Darius. Hy het alleen vir sy geloof opgestaan. 'n Ou kan ook weet dat gemeente, soos wat dit hierdie woord vir ons gegee word, doen die Here een baie besonderse ding. Hy bemoei hom met die eensames. As Josef deur sy broers verkoop word in Genesis 40, en hulle vat hom weg Egipte toe, dan beland hy ver van Kanaan af in 'n vreemde land, beland in Potifar se huis. En dan sê Potifar se vrou, hierdie man het probeer om goed aan my te doen, en dan gooi hulle vir Josef in die tronk, onskuldig. En vir 15 jaar lank sit Josef ver van sy familie af, ver van sy pa en sy broers en almal wat vir hom lief was, wat hom geken het, en die Here ontmoet vir Josef in die tronk. Dink aan Moses, wat uit Egipte land uit wegvlug, nadat hy 'n Egiptenaar doodslaan, en vir 40 jaar swerf Moses in die woestyn rond, hy trou, hy pas sy skoonpa se skape op, en iewers toe 'n skaap wegraak in die verte in die berge, kom die Here na Moses toe, in 'n brandende bos. Aan Gideon, die dapper rigter wat in die parskuip wegkruip, dan kom die Here na hom toe en sê, hoekom kruip jy weg, dapper man? En dan een van die hartseer goed van nou Simson wat met hierdie groot mag en krag in die Here se naam opgetree het, maar wat baie min gedoen het vir die Here, hy het eintlik maar net na homself gekyk. Nadat hulle sy oë uitsteek en sy hare afsny, gooi hulle vir hom 'n gat daar in die stad van die Filistyne, gooi hulle hom in 'n tronk onder in die grond, en daar onder in die grond ontmoet Simson sy Here. En hy praat met God en die Here ontmoet hom. Dawid wat in die Siloam grot weggekruip het van mens en dier, want sy lewe was bedreig deur Saul, sê die Here vir Dawid, ek
is by jou. En kan jy vanmôre ook dink dat Matteus, wat sy naam Levi was, as jy Matteus 10 lees, dan lees jy van hierdie ouetjie, hierdie tollenaar, wat 'n Jood was, maar hy het vir die Romeinse regering geld ingesamel, sit hy eendag by die ingang van die tempel. Die wêreld is omring van mense, hulle beweeg verby Levi, maar hy is eensaam. En as die Here Jesus verby Levi loop, dan sê hy vir hom, volg my. Die Here sien die eensaamheid van die wêreld raak. En dan in Lukas 19, as die Here Jesus in Jerigo se stad inloop, dan klim daar 'n kort mannetjie in 'n boom. En as die Here Jesus onderdeur die boom loop, dan kyk hy op en hy sien Saggeus raak. En hy sê vir Saggeus, klim uit, ek wil by jou gaan eet vandag. Jy sien gemeente, dis dieselfde wat met Elia gebeur. Elia wat weghardloop van mense, van die wêreld af, wat die een oomblik gevoel het, maar die Here was so naby my. God was hier teen my. Hy het deur my hierdie massiewe groot wonderwerk gedoen. Net in die volgende hoofstuk vra hy vir homself, nou waar is die Here nou? Hoekom voel hy nou so ver? Jy sien selfs Elia, God se groot profeet, het geweet hoe dit voel om eensaam te wees. En dan sê die Here vir Elia, gaan staan bo op die berg. Ek wil verby jou kom, ek wil my grootheid vir jou wys. Dit laat ons terugdink aan die jare van Moses in die woestyn, toe God hom ook in die bergrotsskering vasgedruk het, want Moses het gesê, Here, kan ek asseblief na u kyk, ek wil sien hoe u lyk. En dan sê God vir hom, Moses, niemand kan my sien en leef nie, maar ek sal een ding vir jou doen, ek sal jou in die rotsskeer sit, en ek sal jou oë bedek, sodat jy my voete kan sien. Ek sal my gesig bedek, dat jy my voete sien. Presies dieselfde wat God vir Elia sê, hoe hy homself aan Elia sal wys, ek gaan verby jou beweeg, jy sal weet wanneer dit gebeur, en dan kom God in die stilte verby. So groot dat Elia sy gesig moes bedek. Nou, liewe gemeente, dit is nie die grootste voorbeeld van eensaamheid nie. Ek herinner myself aan 'n God wat in die hemel sit, en toe hy sien hoe verdorwe die wêreld is, toe sê hy vir homself, ek kan nie hierdie wêreld laat verlore gaan nie. En God daal neer in die vorm van Jesus Christus, en hy daal neer na die eensaamheid van hierdie wêreld, en raai gemeente, waar begin Jesus se lewe? In 'n eensame ou stalletjie, ver verwyderd van die wêreld af, in 'n stil eensame aand, in 'n krib, word die God van die heelal gebore. Dit word die kenmerk van Jesus se hele lewe, dat hy maar 'n eensame persoon was, maar wat naby aan sy Vader geleef het. Ek herinner myself van die aand, toe hy en sy disippels klaar die nagmaal gevier het, toe gaan hulle in die tuin van Getsemane in. Al die mense wat die Here Jesus so deur die jare gevoed het, die mense wat hy gesond gemaak het, die mense wat al sy wonderwerke beleef het, nie een van hulle was raak gesien, nie een van hulle was in daai tuin nie. En dan sê Jesus vir sy 3 disippels, waak saam met my, want ek is benoud. En as hy by hulle kom, dan vind hy hulle aan die slaap. En toe die soldate kom en Judas verraai hom met die soen, wat doen sy disippels? Hulle hardloop weg. Dis net Jesus alleen. Nog 'n ander stuk eensaamheid daai aand, is toe die haan 3 keer kraai. Dan lees jy in die weergawe van Lukas, toe dit gebeur en Petrus agterkom wat hy gedoen het, toe draai die Here om en hy kyk vir Petrus in sy oë. En Petrus het alleen gevoel. En die grootste een van hulle almal is in Matteus 27 vers 46. Toe die Here Jesus aan die kruis hang,
En al sy geliefde mense nie eers naby die kruis nie. Hulle staan ver op 'n afstand en kyk. En dan skree hy hierdie woorde uit. Eloi, Eloi, lema sabachthani. My Vader, waarom het U my verlaat? Jy weet gemeente, dit is hoekom die Here Jesus dit gedoen het. Want hy het geweet ek en jy is soms eensaam. Hy het geweet, daar kom tye gemeente wanneer jy, al is jy tussen jou mense, regtig eensaam voel. Jy het niemand naby jou nie. Jy sit in 'n aftreeoord en jy weet nie of enige iemand vandag vir jou gaan hallo sê nie. Jou kinders kom nie meer by jou nie. Jou man of jou vrou is lankal oorlede. Dan kom die Here Jesus die aand aan 'n kruis en hy skree hierdie woorde uit en weet jy hoekom doen hy dit? Sodat hy vir ons kan herinner dat ek en jy nooit weer alleen hoef te wees nie. Want die hoofstuk na hierdie hoofstuk, in hoofstuk 28, Matteus 28 vers 20, sê die Here Jesus vir sy disippels op die berg voordat hy opvaar hemel toe, onthou hierdie ding my kinders, onthou hierdie een ding, ek is met julle, ek gaan by julle wees, tot die volëinding van hierdie wêreld. En dan word hierdie woorde waar. In Handelinge 1 vers 11, as die Heilige Gees uitgestort word op die disippels, deur die Vader en die Seun uitgestuur, dan maak hy van ons tempels en hy kom woon binne in ons, sodat ek en jy uit die eensaamheid van hierdie lewe kan instap in 'n nuwigheid. Dat God ons hande nooit los nie. Wie gemeente hoor vanmôre hierdie ding. Elia, toe hy in hierdie hoofstuk hierdie goeders deurmaak, raai wat doen God met hom? Hy sê vir hom, Elia, nou gaan jy Damaskus woestyn toe. Gaan lees hierdie gedeelte verder. Jy moet vir Jehu gaan salf tot die koning van Israel. 'n man van God, iemand wat naby God geleef het. En dan moet jy na Elisa toe gaan. Jy moet vir Elisa as 'n opvolger vir jou gaan kies. Jy sien, dis wat God met ons doen. Hy stuur ons na sy kerk toe. Hy doen dit met jou vanmôre, dat hierdie mense wat vanmôre langs jou sit, voor jou sit, agter jou sit, jou familie is. Die mense wat jou in jou eensaamheid kan optel. Dit is al wat vir Elia gewerk het, is dat die Here hom teruggestuur het na mense toe wat hom kon optel in geloof. En vir hom kon sê het, Elia, jy voel alleen. Jy het vir die Here gesê, ek is die enigste een wat oor is, maar kyk, ek is ook nog hier. En ek bid saam met jou, en ek hou jou vas. En ek, liewe gemeente, dit is die wonderlike hiervan. Dat in die Here Jesus, sal ek en jy nooit alleen wees nie. Iemand vra eendag vir my, Joe, is jy nie ongemaklik met jou stil tye nie? En ek het vir hulle gesê, ek omarm dit soveel as wat ek kan. Want dan is ek naby die Here. Jy weet gemeente, dis vandag 'n siekte in mense se harte en mense se lewens, dat hulle nie alleen kan wees nie. Dat hulle nie alleen wil wees nie. Hulle vul hulle lewens die hele tyd met goeders, net sodat hulle nie alleen hoef te wees nie. Ek sien dit vandag in ons jong mense se lewens, daar's nooit stilte in hulle harte nie. Dis altyd musiek, dis altyd video's, dis altyd speelietjies, daar moet net altyd geraas rondom hulle wees, want hulle weet nie wat om met hulle self te doen, as hulle alleen is nie. En we gaan kyk na die Here Jesus, in Markus 4, in Markus 6, in Matteus 9, hoe hy homself gedurig afgaan sonder het om alleen te wees. Jy sien, daar's 'n groot verskil tussen alleen wees en eensaam wees. Eensaamheid beteken jy weet nie hoe groot en hoe sterk God is nie.
Alleen beteken, ek weet wie my Vader is, wat vir my in Jesus Christus vashou en dra, en ek spandeer tyd met hom. Maar liewe gemeente, as u gedink het, dit is die eensaamste van alles, dat die Here Jesus daai woorde uitgeskree het, kan ek vanmôre vir u daarmee afsluit. Daar gaan 'n dag kom, wat nog eensamer as dit is. En dis die dag wanneer die Vader terugkeer op die wolke, om vir ons te kom haal. En waar die ongelowiges, die eensaamste dag, van hulle lewens gaan betree, want hulle gaan tot in alle der ewigheid verwyderd wees van God. Die Bybel sê eensaamheid beteken, jy's ver van God af. En vir jou wat glo, is dit die wonderlikste dag wat ooit vir jou sal opdaag. Dat jy en ek tot in alle der ewigheid nooit van God geskei sal wees nie. Mag jy vanmôre nie verder alleen voel nie. En as jy alleen is, moet net nie eensaam wees nie. Hou vas aan jou hemelse Vader deur sy Seun Jesus Christus met die werk van die Gees wat binne in jou leef. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend iets doen wat ons nog nooit hier gedoen het nie. Ek wil graag vra, voordat ons bid, wil ek 'n responslied sing op die preek. En dis een van daai liedere wat ons so min sing, en vanoggend toe Henty hom speel, toe loop my trane sommer net weer, want dit vat my so terug na my kinderjare toe. En dit is Psalm 130. En ons gaan, terwyl ons sit, gaan ons hierdie lied sing as 'n antwoord op die preek vanmôre. Dat ons vir die Here sal vra dat hy ons uit ons dieptes sal aanhoor. Terwyl ons so sit, vers 1 en vers 3, daarna gaan ek vir ons bid. Uit dieptes van die duister roep ek u smeekend aan. As u vergewend luister, net dan kan ek bestaan. U wat my sonde uitwis, my in die afgrond sien. U skenk aan my vergifnis, sodat ek u kan dien. So wag ek op die Here, hy wat sy woord sal hou. Soos wagters op die môre, omdat ek hom vertrou. Op wat so getrou is, ag Israel, ja wag, verlossing en vergifnis kan hy alleen vermag. Hemelvader, dankie dat U ons ontmoet in ons eensaamste tye, waar U bemoeienis kom maak met hulle wat ver voel, Here. Dankie dat ons weet U het U ontferm oor ons. En dat ons ook baie keer soos Elia maar in hierdie gate beland van die lewe, dat ek nou alleen is.
En dankie dat U ons herinner het aan Jesus Christus, wat al die eensaamheid van hierdie lewe op homself moes neem, dat ons nie verlate hoef te wees nie. O Here, ons kom vra dat U daarmee ook U self elke dag na ons toe sal bring, deur die werk van U Gees, tot die eer en die verheerliking van Jesus, ons Here. Amen. U kan die Here dien met U dankoffers.